Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag ons elkeen vandag deur u woord gevoed word. Amen. Paulus teken op in 1 Korintiërs 4 vers 11. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig, aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond. Dit kan vir 'n oomblik klink of Paulus kla, maar die teenoorgestelde is waar. Hy volg in Jesus se voetspore. Jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Ons sou kon vra, is hierdie swerwende bestaan 'n gevolg van sosiale omstandighede, of is dit 'n vrye keuse vanuit Jesus en Paulus se kant? Albei het natuurlik bygedra, maar die fokus is eerder op die vrye keuse. Paulus se ervaring in 1 Korintiërs 4 vers 11 bied vir ons diep insigte in hoe sy bedieningskeuses sy omstandighede gevorm het. Dalk so 'n bietjie beter gesê, hoe sy geloofskeuses sy omstandighede vorm. Hy is nie besig om te kla nie. Hy wys iets van sy karakter en geloofskeuses in Christus. Die uitdagings wat hy in die gesig gestaar het, was nie bloot eksterne faktore nie, maar ten eerste 'n baie diep gewortelde en 'n doelbewuste keuse as 'n geestelike leier. Die Korintiërs het toegelaat dat omstandighede en denke van die wêreld hul geloof vorm. Paulus aan die ander kant kies doelbewus om sy omstandighede te vorm deur sy geloof, en nie sy geloof te laat vorm deur sy omstandighede nie. Paulus se omstandighede was 'n weerspieëling van sy toewyding om Christus heelhartig te dien. En nou gebruik hy hierdie omstandighede om ander mense se geloof te vorm. Hy gebruik dit nie om gelowiges skaam te maak nie, maar eerder om hulle tereg te wys, soos hy sê. Hy wys hulle daarop om hulself heelhartig aan Christus toe te wy en vergenoeg te wees met die lewe in Christus. Mag ons ook ten volle toegewyd aan ons Here Jesus Christus lewe en ons omstandighede interpreteer deur ons geloof. En mag ons deur ons geloof bydra tot die vorming van die wêreld waarin ons leef. Kom ons buig die hoofde saam in gebed. Here, vorm asseblief u koninkryk deur ons lewe hier op aarde. Amen.